So vanoggend wil ek eintlik begin met 'n vraag. Wie van ons hierso voel asof ons alles kan onthou wat ons nog ooit geleer het? Enige iemand hierso wat absoluut alles weet, alles kan onthou, terug oproep. 100% memory of everything you've ever learned. Anyone? Hi, kan jy nou so sê? Abby, waar jy kan jy alles onthou wat jy al gelees het? Nou die groter vraag is, wie van julle wens julle het alles onthou wat julle al ooit geleer het? Moenie lieg nie, dit is nie so, mens wil nie alles onthou nie. Wil jy alles onthou wat jy verkeerd gedoen het? Dis mos lekker om 'n bietjie party dinge te vergeet, is dit nie? Nou met dit gesê, ek weet ek is dalk nie die enigste een nie. Stem julle saam dat almal van ons wens dat ons brein 'n bietjie meer helder kon wees? Dat ons net so bietjie meer die dinge kon onthou wat maklik vergeet te gaan. Die name wat mens vergeet, die tye wat jy vergeet. As jy in die kombuis instap en jy besef, nou kan ek nie onthou hoekom ek hiernatoe geloop het nie. Het julle ook sulke oomblikke? Ek is bly ek is nie die enigste een nie. En natuurlik wat ek vanoggend gaan deel, is nie noodwendig iets wat almal van ons 100% geheue gaan gee nie. It won't necessarily bring back all memory to apply these things. But sometimes there are basic principles. Partykeer is daar eenvoudige beginsels wat ons kan toepas wat die brein 'n bietjie kan beskerm. En dit is basies waarvoor ons of waarmee ons week se praatjies gaan afskop, is om net so 'n bietjie te gesels oor wat is die basiese dinge wat ons kan doen wat die brein kan beskerm. Nou as ons praat van die brein se beskerming, is dit net eintlik ons geheue, wil ons net alles kan onthou, of wat is die ander elemente van ons brein wat ons wil beskerm? Wat doen my brein? Enige gedagtes? Sê gou weer. Wat is die funksies van die brein, buiten van om dinge te onthou wat alreeds gebeur het? My brein is verantwoordelik om my liggaam te beheer, so my fisiese liggaam te beheer, my beweging te beheer. My brein onthou dinge wat gebeur het, maar my brein moet ook besluite maak. Is dit nie so nie? My brein kan 'n bepaling maak van as ek nou teen hierdie spoed afry op die kar wat voor my is, moet my brein kan bepaal, gaan ek betyds kan stop, is dit nie? En wie van ons wil graag hê my brein moet optimaal funksioneer met daai tipe van situasies? Stem julle saam? Dis skrikwekkend as mens begin besef jy vergeet 'n naam of twee, maar dis meer skrikwekkend, dis meer bekommerwekkend as ek besef my brein kan nie meer hierdie besluite reg neem nie. Ek kan nie meer reg I don't have good judgment anymore. Wat is die Afrikaans vir dit? Ek het nie goeie oordeel meer nie. Ek kan nie baie goed 'n risiko bepaal waar daar dalk 'n risikofaktor is nie. So dit is alles elemente wat ons graag wil beskerm. Is dit nie so nie? Alright, nou kom ons kyk of hierdie ding van my gaan werk vanoggend. Sal seker help as ek kom aansit, né? Jy kan vir ons daai ene aanskiet, dankie my liefie. Ek gaan vir julle 'n paar prentjies vanoggend wys en dit is regtig waar ons gaan nie skelet deurhardloop vandag. Ons gaan nie tyd hê noodwendig om 'n klomp vleis op hierdie prentjie te bou nie, maar ons gaan 'n paar baie basiese goedjies net na kyk wat 'n mens help om te bepaal. Ek luister nou na die musiek en julle moet my asseblief herinner, ons moet terugkom na die dientjie toe wat ons nou gehoor het. Nie na die foon toe nie, as sulks nie, maar na die dientjie toe. So as ek vergeet en teen die einde nie onthou het nie, herinner my net, ons moet terugkom na die dientjie toe. Daar's eintlik 'n baie belangrike konsep wat ons daarmee aan moet aanraak. Maar kom ons hardloop gou deur die brein. Die kinders wat daar agter sit, kan julle hande op julle brein sit? Waar is julle breins? Okay, julle weet waar die brein is, né? Nou, ons gaan net 3 hoofareas van die brein net vinnig, wat is die woord? Hersien. Daar's klomp verskillende gedeeltes van die brein wat verskillende funksies doen. Lots of different areas in the brain and the different areas perform different functions or they are responsible for different functions. Wie van julle kan julle hand agter op die kop sit? Heel agter het ek 'n gedeelte van die brein wat my visie beheer. Dis een van die areas wat die inligting wat deur my oë gaan analiseer en wat vir my kan sê wat is dit wat ek sien. Dit sit heel agter. So mense wat beserings heel agter op die kop kry, partykeer kry probleme met die visie of met sig. As mense agteroor val byvoorbeeld en hulle val op die kop of daar was 'n harde slag agter op die kop, dan het hulle probleme met die sig. En dan wonder die mense maar hoekom, wat het dit met my oë te doen? Dis die area van die brein wat die visie beheer. Nou in ons prentjie sien ons 'n ander area van die brein. Dit is die deel wat hier bo sit op hierdie knoppe wat hier so sit, partykeer waar die kroentjies so sit wat mense so sukkel om plat te kam met die hare. Hier op die knoppe hier bo op, dit is die area van die brein wat tot 'n mate
dis nou nie alles in blokkies nie, daar's dele wat met mekaar interaksies het, maar hier's areas van die brein wat beweging hanteer en wat 'n bietjie 'n betrekking het tot beweging. Maar dit is nie regtig ons hoof fokuspunt vir vandag nie. Die volgende area van die brein, daar werk hy nou, dankie. Die volgende area wat ons wil kyk is die area wat hier tussen die ore sit. Het julle al gehoor, julle ma sê vir julle, "Jong, gaan daar nou niks aan tussen jou ore nie." Het julle al dit gehoor? I don't know what the English expression is for that. Like when you say to somebody, if you're insulting their intelligence, you would say, "Is there nothing between that man's ears?" Have you heard? I think that's an English expression as well. Nou ja, mens verwys as jy met daai gesegde praat, jy verwys na die brein in geheel, maar tussen die ore spesifiek, reg hier so langs aan my ore en tussen net agter my oë tussen die ore area, is daar 'n gedeelte van die brein en ek wonder of ons kinders daar agter kan onthou. Abby, kan jy onthou wat die area is wat jy op hierdie prentjie sien? Wat 'n gedeelte van die brein is dit? Is nie die voorste deel nie, dit is die Dis die limbiese stelsel. Nou die limbiese stelsel, dis die groot woord. Die groot woord maak nie regtig saak nie. Maar die punt van die area tot 'n groot mate, dis 'n area wat betrekking het tot geheue of my memory. It's an area that has a part to play in memory. Maar die ander groot funksie van daai area van die brein is om my emosies te beheer. Dis 'n gedeelte van my brein wat vir my sê hoe voel ek. Nou, daai area van die brein is die deel wat sê ek voel nou baie koud want die aircon is bietjie hard aan. Miskien moet ek die aircon 'n bietjie sagter sit. Is dit 'n goeie ding vir daai area van die brein om my te sê as dit te koud is? Dis goed, né? Dis 'n area van die brein wat vir my sê ek voel nou vreeslik warm. Ek dink ek moet dalk bietjie die vensters oopmaak of ek moet die trei uittrek. Dis 'n goeie ding van die brein, né? Dis die area van die brein wat vir my sê ek voel nou honger. Is dit goed vir my om te weet as ek honger is? Nie altyd. Okay, ons gaan nou terugkom na dit toe. So dit is 'n belangrike punt. Daai area sê vir my ek voel honger. Is dit ten minste goed vir my om te weet dat ek honger voel? Dit is, nie? Maar kom ons vra dan nou die vraag. Sê maar daai area van die brein sê vir my ek voel nou lus vir die chocolate. En ek sê okay en ek eet die chocolate. En dan sê die area vir my 10 minute later sê daai deel van die brein vir my maar ek voel nou weer lus vir chocolate en ek eet nog 'n chocolate. En 20 minute later sê daai area van die brein vir my maar ek voel nou verskriklik warm en ek trek sommer al my klere uit. Is daai area van die brein doen hy sy werk of doen hy nie sy werk nie? Dis 'n moeilike vraag, né? Daai area van die brein sê vir my net hoe ek voel. En is dit genoeg vir my om te weet hoe ek voel en dan net op dit te reageer? Dit is gevaarlik, is dit nie? Wat sal gebeur as almal van ons nou verskriklik warm kry en ons besluit wel nou luister ons vir daai area van die brein wat sê ons kry nou warm en ons trek net alles uit. Dit is bietjie chaoties, is dit nie? Alright, so dit bring ons na die laaste area toe wat ons vandag op gaan fokus en dit is hierdie frontale lob. Het julle al gehoor van die frontale lob? The frontal lobe is just behind the skull in the front. It's the forehead. En die frontale lob is waar ek, wat hulle sou in Engels sê, the higher reasoning power. Dit is waar ek die evaluasies maak. Dit is waar ek risiko's bepaal. Dit is waar ek my wiskundige sommetjies maak. Dit is waar ek my wetenskaplike inligting bymekaar sit. Dis die area van die brein wat analises maak. So, kom ons vat 'n voorbeeld. As ek 'n kind het, ek dink ek het 'n foto. As ek 'n kind het wat 'n tantrum gooi. Daai kind het besluit hy soek nou onmiddellik 'n roomys. Watter area van die brein sê vir hom dat hy lus vir roomys? Die een tussen die ore, die limbiese stelsel, né? Okay. En daai area wat tussen die brein is, hy doen sy werk want dit is wat hy moet doen. Hy moet vir ons laat weet hoe ons voel. En daai kind sê nou maar ek voel nou lus vir die roomys. Nou besluit die ma, die kind moenie nou 'n roomys kry nie, so die ma sê nee, ons gaan nie nou roomys eet nie, maar die kind sê maar ek voel nou lus vir roomys. Dis die limbiese stelsel wat praat, is dit nie? Goed. En nou sê die kind, maar ek wil nou roomys hê en ek moet nou roomys kry en ek gaan nou roomys kry. En die kind begin 'n tantrum gooi. Watter area van die brein gooi die tantrum? Nee, dis juist die ding. Dis nog steeds die limbiese stelsel. Die limbiese stelsel reageer net op gevoelens. Maak dit sin? En die limbiese stelsel is met 'n rede gebou om te sê as jy nou yskoud kry, wil ek hê jy moet nou 'n trui aantrek. Hoekom? Want dis daar om ons liggame te beskerm. Daai deel is ingebou so om ons te beskerm. Maak dit sin? As ek koud kry en ek reageer nie op dit nie en ek sit nie warm klere aan nie, gaan dit vir my goed of sleg wees?
Dis mos gevaarlik, né? So daai area van die brein het 'n redelike sterk stem. Hy roep met 'n redelike sterk stem vir jou, jy kry nou te warm, of jy kry nou te koud, of jy is nou honger. En is goed dat daai area sterk praat. Maar, moet 'n kind in beheer wees in 'n huishouding, of moet die ouer in beheer wees? Die ouer moet in beheer wees, né? So dit is oukei dat die kind voel, hy voel, maar wie moet die laaste sê? Die ouer. Ek sien ons kinders antwoord nou nie die vraag nie. As 'n kind met sy kinderlike verstaan van die lewe die laaste sê kry, is daar chaos. Wie van julle ken huisgesinne wat so beheer word? Julle hoef nie hande op te sit nie, julle hoef nie te antwoord nie. Niemand van ons families is hier om te weet wat ons antwoord nie. Dis chaos, is dit nie? As jy kyk na 'n skool, as jy in 'n skool instap en daar's nie 'n juffrou in die klaskamer nie, wat maak daai klomp kinders? Dis al wat ons gaan sê, ons gaan niks meer sê nie. So wil ons hê dat die limbiese stelsel moet net vrye teels hê. Should the limbic system, who acts like a child, have free reins? Dit sal chaos wees. Nou voordat ons verder gaan na die volgende stukkie toe, dink gou net vir 'n oomblik aan ons samelewing op die oomblik. Hoeveel mense reageer op grond van hulle gevoelens? Hoeveel mense besluit, ek is nou kwaad vir die persoon langs my, ek gaan hom nou sommer slaan of skiet? Wat 'n deel van die brein is dit wat reageer daar? Dis die limbiese stelsel. En soos julle nou kan dink, as ek daai voorbeeld gee, dink ek julle brein gaan nou miskien die gedagtes hardloop op hol. As mens dink aan wat jy op die nuus sien, as jy sien wat in skole gebeur, wat in samelewings gebeur, wanneer mense op gevoelens reageer. Ek voel nou lus vir dit, ek voel nou lus vir dat. Ek voel nou ek hou van hierdie meisiekind, so okay, daar's mos niks wat my hoef terug te hou nie. Sien julle wat gebeur as die limbiese stelsel in beheer is? So, wat is die doel van die frontale lob? Die frontale lob bepaal die risiko. Die frontale lob is die ouer wat inkom en sê, ons gaan nie nou hierdie chocolate eet nie. Ek hoor jy's lus vir dit, maar ons gaan nie dit nou doen nie. Ek hoor jy kry nou warm, maar jy gaan nie nou al jou klere uittrek nie. Ek hoor jy kry nou koud, maar jy gaan nou net so 1 minuut moet stil sit, jy sit in die kerk, wag net gou, sit net stil. Maak dit sin? So as ons dink aan ons verhouding tussen ouers en kinders, is dit een van die maklikste maniere om te verstaan die twee verhoudings tussen hierdie twee areas van die brein. Die een het 'n gevoel en hy sê hoe hy voel, maar hy moenie die laaste sê hê nie. Hy kan sê hoe hy voel, maar hy moenie die finale besluit kan maak nie. Maak dit sin? Nou kom ons kyk 'n bietjie meer in diepte na wat die frontale lob doen. Die frontale lob is die ouer, hy's die een wat die finale sê het. Die frontale lob vat daai inligting en hy sê, okay, ek neem notisie. Ek neem notisie van die feit dat dit nou te warm is, of dat dit te koud is, of dat jy honger is. Maar, ek moet nou 'n bepaling maak. Ek moet nou eintlik mooi uitwerk, is dit nou etenstyd? Is dit nou die regte tyd om te eet? Is dit nou die regte tyd om klere uit te trek of nie? Is hierdie vrou wat jy nou van hou, jou vrou, of is dit dalk 'n ander persoon se vrou? Maak dit sin? So daai frontale lob moet die inligting wat inkom en die gevoelens wat gevoel word, analiseer en dan 'n bepaling maak op die einde. Julle wat daar agter sit, ons gaan net gou vir julle vra om eers te wag met die geselsies. Kyk. So julle moet mooi luister want julle gaan vir ons moet help met van hierdie inligting en bietjie verstaan van hoe dit werk. Kom ek vra vir julle wat daar agter sit. As julle nou skielik lus is, soos nou onmiddellik lus is vir 'n chocolate. Wie van julle se mammas sê vir julle onmiddellik, "Ja, my skat, vat soveel soos wat jy wil hê." Hoekom sê die mamma nie ja so vir dit nie? Het julle enige idees? Hoekom sê die mamma, julle maas, jou ma, hoekom sê ons nie net, eet soveel jy wil nie? Ja? Daar kan goeders in wees wat skadelik is, dit is ongesond, so die kind sê wat hy voor lus is, maar die ouer moet bepaal, is dit veilig? Is dit gesond? Is dit goed vir jou? Is dit die regte tyd? Is dit die regte plek? Dit maak sin, hè? Dis alles dinge wat die frontale lob moet doen. Nou, as my frontale lob nie in beheer is nie, of kom ek vra gou hierdie vraagie so, wat het ons nou nog gesê, wat gebeur in 'n skool, as die kinders alleen is in die klaskamer en die juffrou is nie daar nie? Dis chaos, né? Dis chaos, want as die juffrou nie daar is nie, sit die kinders doodstil en volg dieselfde reëls nog steeds. Selde, nee, selde. Ons gee hulle maar die bietjie van the benefit of the doubt dan nie. Dis baie selde wat dit gebeur, nee.
Dis baie selde dat 'n kind wat nie 'n ouer teenwoordig het nie, homself 100% in beheer kan hou. Is ek reg? Nou hier kom die kern van wat ek nou vir julle met julle vandag wil deel. En ek hoop dat as julle al die ander gebabbel vergeet, dat julle hierdie gedagte onthou. In ons liggame, in die brein, wanneer die frontale lob nie in beheer is nie, as hy nie mooi skerp wakker is en in beheer is nie, dan neem die limbiese stelsel outomaties oor. Die brein is so, hoe sal hulle sê, it's wired that way. The brain is wired in that way. En dit is eintlik goed gestel, want die brein is 'n klomp elektriese drade. Daai elektriese drade is so ingestel dat as die frontale lob nie optimaal funksioneer nie, dan neem die limbiese stelsel oor. Dink aan 'n voorbeeld. Ek weet nie of julle dit al ervaar het nie. Ons het mense gehad soos dit in die hospitaal wat ek mee gewerk het, maar het julle al mense ontmoet wat miskien in 'n karongeluk was wat 'n breinbesering gekry het? Het julle al ooit iemand teëgekom wat 'n breinbesering gehad het en toe verander hulle persoonlikheid soort van? Ja. Het julle al dit teëgekom? Dit is 'n redelike kenmerkende ding dat wanneer iemand 'n besering spesifiek van die frontale lob gehad het, dat hulle sekere karaktereienskappe dan bykry. Hulle sal sommer begin vloek wat hulle nooit voorheen gevloek het nie. Hulle sal lelik praat, hulle sal aggressief raak soms wat hulle nie ooit voorheen gedoen het nie. En wat hulle sal sê spesifiek om dit te beskryf is dat hulle noem dit die inhibisies is daarmee heen. Die persoon het nie meer brieke nie. As hulle nou lus voel om te vloek, dan vloek hulle somme. As hulle lus voel om op iemand te skreeu, dan skreeu hulle somme. As hulle kwaad raak vir die verpleegster, dan slaan hulle somme die verpleegster. Hoekom? Want die limbiese stelsel neem oor. Die kind se gevoelens neem oor, die reaksie op gevoelens neem oor, want daar is nie 'n frontale lob wat meer daai brieke kan aandraai nie. Maak dit sin? En in watter situasies gebeur dit alles? Dit gebeur spesifiek in situasies waar die frontale lob nie heeltemal in beheer is meer nie. Nou wil ek julle vra, watter situasies kan julle aandink waar die voorste deel van die brein of waar die frontale lob aan die slaap is, as mens dit so kan sê. Ons het nou gepraat van 'n breinbesering, so dit is een voorbeeld, maar is dit net mense wat 'n besering gehad het waar die frontale lob nie meer werk nie? Beroertes is 'n ander moontlikheid, ja. Alzheimer is nog 'n gedeelte, absoluut. En saam met Alzheimer gaan gepaard al die ander demensia's tipe siektes, nê? So siektes waar mense se geheue nie meer so lekker is nie, maar Alzheimer en demensie spesifiek is waar daai frontale lob se aksie bietjie minder raak en dan sien mens daai limbiese stelsel na vore kom. Jy sien hoe die persoon bietjie meer impulsief is. Is ek reg as ek dit sê? Watter ander scenario's is daar nog waar die frontale lob aan die slaap raak? Breingewasse, tumors, kankers, ja, absoluut. En dit sien mens, maar dit is nie noodwendig so algemeen nie. Is daar scenario's wat ons op 'n alledaagse basis teekom waar dit gebeur? Ek gaan weer terugkom na die voorbeeld van kinders toe. Kinders, ons praat nou van kinders asof hulle nou die is wat altyd so buitensporig stout is, as ek dit so kan sê. En ongelukkig is dit nie net kinders nie. Ons as volwassenes het baie keer dieselfde ding. Dit lyk net 'n bietjie anderste. Maar in 'n kind byvoorbeeld, en as mens nou dink aan 'n skoolklas wat dinge bietjie chaoties is, wat is een van die redes hoekom daai kinders nog nie die vermoë het om die limbiese stelsel in perke te hou nie, as ek dit so kan sê? Hoekom nog nie? Enige gedagtes? Die brein is nog nie geleer nie. Okay, ons gaan terugkom na dit toe. So een vraag wat mens moet vra is, het die frontale lob al goed genoeg kans gekry om te ontwikkel? Het ons hom geleer om in beheer te wees? Dit maak sin, né? As ons nou skielik in 'n klas van kinders vir een kind sê, okay, jy's nou die juffrou, gaan daai kind weet hoe om almal anders te beheer? Hy gaan nie noodwendig nie, dis iets wat moet geleer word, dis iets wat moet ingeoefen word. So die vraag is die frontale lob ingeoefen? En dan ander voorbeelde waar die frontale lob basies aan die slaap is eintlik op ons alledaagse besluite. Het julle geweet, en ek gaan nou een voorbeeld noem, maar daar's 'n klomp verskillende voorbeelde. Het julle geweet dat daar's algemene dinge wat ons inneem elke liewe dag wat die frontale lob aan die slaap maak? En ek wil amper so ver gaan om te sê dis goeders wat elkeen van ons elke liewe dag invat. Ek gaan terugkom na die dingetjie van die musiek toe. Het julle geweet daar's musiektipes wat die frontale lob letterlik narkose gee? Dit maak dat die frontale lob in 'n toestand van narkose ingaan binne 10 tot 15 sekondes. Het julle al dit gehoor? Musiek met spesifieke ritmes, met spesifiek dromritmes, spesifieke ritmes waar die ritmes nie eintlik soos 'n mars is nie, maar waar die ritmes so bietjie, ek wil amper sê soos die doef-doef musiek wat mense hoor van die karre langs jou. Daai musiek en sekere ritmes is musiek wat jou frontale lob letterlik aan die slaap maak. En wat het ons gesê, wat gebeur as die frontale lob slaap?
die limbiese stelsel neem oor. Ander voorbeelde van dit is die goed wat ons nie eintlik wil weet nie. Goed wat ons nie van wil weet nie. Byvoorbeeld, kafeïne, as ons 'n koppie koffie drink. Hulle het toetse gedoen op mense wat hulle bepaal hoe goed die frontale lob werk na die inneem van kafeïne. En 1 of 2 koppies koffie, so uur of 2 nadat dit vir mense 'n bietjie daai wakker gevoel gegee het dit 'n narkotiese effek op die frontale lob wat baie keer tussen 2 tot 8 ure aanhou. 1 tot 2 koppies koffie kan die frontale lob se bloedsirkulasie met tot 40% sny. Dit maak letterlik dat die aartjies toetrek en dit maak dat die bloedsirkulasie deur die frontale lob tot 40% minder is as wat dit moet wees. En daai effek kan aanhou vir ure na daai paar koppie, daai 1 of 2 koppies koffie. Dink julle dit is iets wat dis nogal scary, is dit nie? Dis baie slegte nuus dan nie. Dis slegte nuus. En hulle het hierdie dinge bewys in verskillende toetse. Hulle het MRI-scans gedoen op mense waar hulle die bloedsomloop toets deur die brein voor die koffie en na die koffie. Hulle het toetse gedoen byvoorbeeld op professionele tiksters wat as sekretaresses werk, maar wat professioneel tikwerk doen, waar hulle gekyk het hoe hulle tik performance is, ja, voor en na die koffie. Hulle spoed bly partykeer dieselfde, snaaks genoeg. Partykeer voor en na die kafeïne bly die spoed dieselfde, maar die akkuraatheid val. En hulle maak klomp meer foute en tikfoute as hulle daai koffie in het as voordat hulle die koffie gedrink het. Nou hier kom die vraag weer terug. Wie van ons wens ons brein het goed gefunksioneer? Ons wens dit. Wie van ons wens dat my frontale lob kan wakker genoeg bly sodat ek my limbiese stelsel in perke kan hou, dat ek nie net reageer op impuls nie, maar dat ek oordeelkundige besluite kan maak, dat ek risiko's kan bepaal, dat ek mooi wiskundige sommetjies kan maak om te sien, maar ek gaan nou vasry in hierdie kar, of ek gaan nou val as ek hierso stap, of ek gaan moeilikheid kry as ek nou vir die persoon slaan, of lieg, of wat ook al die storie is. Ons wil hê die brein moet wakker wees, is dit nie so nie? En kafeïne is maar een van die voorbeelde van stowwe wat ons inneem, wat vir ons, vandat ons groot geword het, geleer is, dit is iets wat oukei is, dit is iets wat nie skadelik is nie. En tog het dit 'n verslapende effek, 'n absolute narkotiese effek op die frontale lob. Ander voorbeelde van dit is eintlik 'n ongelooflike lang lys. En vir die van julle wat graag meer van dit wil weet, ek weet my tyd hardloop gou uit. Ek kan baie lank babbel sonder dat ek weet hoe laat dit is en dan as ek weer sien is die tyd verstreke. So as ons graag 'n vol lys wil hê van die dinge wat ons moet vanaf wegbly. Ons het 'n lysie op ons webwerf en ons kan dit altyd beskikbaar maak. Ons kan eintlik van dit uitprint en miskien saambring die res van die week as iemand spesifiek wil sien. Maar daar's eintlik verskillende kossoorte. Daar's bymiddels wat hulle in kosse sit. Het julle al gesien agterop pakkies? Preservatives, additives, colorants, bla bla bla. Dis 'n lang lysie. What. Het julle al daai lysies gesien? Daai bestanddele wat so klein is dat mense dit nie kan sien nie. Daar's 'n rede hoekom dit so klein geskryf is. Want as mense regtig geweet het wat in die goed is, sou hulle dit nooit in hulle liggame gesit het nie. En daai stowwe is nie net goed wat mense hoef te worry want jou kleinkind sê vir jou, "Ouma, ek het gehoor die goed is sleg vir jou nie." Dit is stowwe wat direk 'n impak het op ons brein. En ek weet nie van julle nie, maar vir my maak dit saak. Vir my is dit baie belangrik want ek is blond, so ek kan nie bekostig om een enkele ekstra breinsel te hê wat aan die slaap is nie. Regtig waar, mense het jou goeders nodig. Nou kom ons praat net oor twee laaste konsepte. As ek my frontale lob nie aan die slaap wil hê nie, dan moet ek wegbly van die goed wat my frontale lob aan die slaap maak. So ons het nou gepraat oor kafeïne as een voorbeeld. Ons het genoem byvoorbeeld musiek is een voorbeeld en daar's 'n lang lys van ander dinge wat my frontale lob onderdruk, letterlik asof ek narkose gekry het. Ons sal vir julle daai lysie deurbring van goed wat dit erger maak. Maar nou is die ander vraag, hoe kan ek my frontale lob sterker laat werk? Want ek wil dit hê, is dit nie? Ek wil hê my frontale lob moet optimaal kan dink sodat ek nie net wiskundig kan uitwerk of ek hierdie kar voor my gaan stamp nie, maar ek wil dit sommer vinnig kan doen. Ek wil in 'n splitsekonde die regte besluit kan maak. Is dit nie so nie? Nou gaan ek nog 'n vraag vra en dit is miskien 'n bietjie van 'n ek gaan nie te diep in daai onderwerp ingaan nie, maar wie van julle glo dat alles wat vir ons gesê word op die internet en op die nuus is alles waar? Hoe kan julle so sê? Die mense is dan opgeleide mense wat die goed vir ons leer. Hoe kan julle sê dis nie waar nie? As daar nou 'n klomp dokters is en professors en goed, hoe kan julle nou sê dis nie alles die waarheid nie? Dit is mos als waar, is dit nie? As dit 'n dokter is dit mos altyd waar. Ek
ek gaan nie verder uitbrei op die storie nie, maar kom ek sê net vir julle dit, en dit is nou elke persoon het sy eie geloofsoortuigings, ek forceer my eie geloof nie op enigiemand af nie, maar daar's een versie in die Bybel wat vir my altyd uitstaan, en hierdie afgelope paar jaar het dit vir my asof daai versie so gehighlight is, en weer gehighlight is, en weer 'n highlight kry, die versie wat sê, it is better to trust the Lord than to put your trust in man. Ons kan mense nie vertrou nie, en tussen ons wat nou hierso sê, en tussen hierdie 4 mure, daar is 'n klomp verskillende groot koppe, wat professors en slim koppe is, wat dinge vir ons sê oor die media, en oor die TV, en oor die radio, wat absolute nonsens is. En die vraag is, hoe moet ons kan evalueer of dit reg of verkeerd is? Is soos wat ons almal hier by mekaar is, sal ons altyd weet of iets waar of nie waar is nie. Dit is onmoontlik vir ons om regtig te weet. Maar, en hier kom die groot maar, ek glo die Here het ons brein geskep met 'n ekstra spesiale goue kernfunksie. En dit is nie net om te kan evalueer en analiseer watter inligting ons inkry nie, maar om te kan praat met die God wat wel weet of dit waar is of nie waar is nie. En weet julle watter area van die brein het mens nodig om te kan bid? Ek gee julle 20 raaie. Daar's net een area van die brein wat aktief noodsaaklik is om te kan kommunikeer met die Here, om te kan bid en om God se woord te kan verstaan, en dis die frontale lob. Die res van die brein het natuurlik 'n impak op dit, maar dit is nie die deel van die brein wat ons mee bid nie. Dis die frontale lob waarmee ons bid. En as ons probeer evalueer, wel hoor ek nou die waarheid of hoor ek nie die waarheid nie, hoe gaan ek nou weet? Gaan almal van ons al die studies gaan doen en al die goeters gaan, ons kan ons nie weet nie, maar ons kan bid en vir die God wat wysheid het, kan ons vra, en ons het ons frontale lob nodig om dit te doen. En hy het vir ons ook die vermoë gegee om hierdie frontale lob te kan beskerm. So, hoe kan ons die frontale lob sterker en sterker maak? Ek vra baie keer vir Abby, en ek dink Abby het nou dit genoem, sy het gesê, dat jou frontale lob moet opgelei wees, of hy moet sterk gemaak word. En dis net soos as jy gym toe gaan. Wie van julle doen gereeld oefeninge? Julle weet hoe gaan dit met die oefeninge, die spiere raak sterker hoe meer jy hulle gebruik, en hulle bly sterk as jy hulle nie gebruik nie, né? Hoe dan nou? Hoe meer jy hulle gebruik, hoe sterker raak hulle, en as jy die spiere nie gebruik nie, dan raak hulle al hoe swakker, is dit nie so nie? So hoe kan ons frontale lob ook oppas? Deur om hom te oefen, deur om hom te gebruik. En hoe kan ek hom gebruik? Nou kom ons kyk gou na een rympie. Nou moet ek seker maak julle kan die skerm hierso sien. Ek gaan gou hierso staan. Maar hier het ons 'n rympie, as ons dit so kan sê. Het julle ook met rympies geleer in die skool? Ons het met rympies geleer, en ek hou van rympies want dit help ons om dinge te onthou. En voordat ek vir julle sê waarvoor hierdie rympie staan, kan ek vir julle eerlikwaar sê, as julle hierdie rympie onthou, het hy baie keer die sleutel tot 'n klomp vrae wat onduidelik is. En hierdie rympie help mens met inligting wat jou help om nie net jou frontale lob te beskerm nie, maar om die hele liggaam regtig te beskerm. For those of us who speak English, the New Start word on there is an acronym, and an acronym is an easy way for us to understand but also remember certain points. And I love the New Start acronym because number one, it starts with making a decision to say, well, maybe today I'm going to start making some changes that I haven't done before. Miskien is vandag 'n nuwe begin, wat ek besluit, wel ek het nou dinge geleer wat ek dalk nie voorheen geweet het nie. En dalk voel dit soos goeders wat ek nie wil weet nie, want soos julle gesê het, dis baie slegte nuus as ek hoor maar kafeïne is nie goed vir my nie, want ek is lief vir my koppie koffie. Maar dalk is vandag ook 'n nuwe begin vir my om te kan sê, wel ek moet dalk 'n aanpassing maak as ek hierdie brein van my wil beskerm. Maar waarvoor staan hierdie rympie? New Start is an acronym with a couple of basic words, en as ons hierdie woorde lees, dan gaan ons net sê, ag, maar dis nou te algemeen, want ons ken die goeders al. Maar ek hoop teen die einde van die week kan ons net so 'n bietjie meer vleis bysit by hierdie woorde, om te kan bepaal, okay, ons weet ons moet gesond eet, en ons weet ons moet oefeninge doen, maar is daar dalk spesifieke kosse? Is daar dalk spesifieke oefeninge? Is daar spesifieke maniere hoe ons hierdie goedjies kan gebruik om die liggaam op te bou en om die brein te beskerm? En dit is wat ons oor gaan gesels soos wat die week aangaan. In ons 3 volgende dae wat ons by mekaar gaan kom, gaan ons net so 'n bietjie meer vleis aansit aan hierdie. Om dit kortliks op te som, ons eetgewoontes, our nutrition, our daily diet is a key factor to protecting the brain. En mense besef dit nie altyd nie, baie mense besef nie wat 'n groot impak het my dieet op wat in my brein aangaan nie.
Maar wat hulle verder nie besef nie, is dat dit nie net 'n kwessie is van daar's gesonde kosse wat my gesond hou nie, maar daar's spesifieke kosse wat my brein sieker maak en sekere kosse wat my brein opbou. Daar's sekere kosse wat my frontale lob spesifiek beskerm sodat hy nie al hoe swakker raak nie. En ons sal kyk of ons miskien opsommings van dit ook kan saambring. Al het ons net een kopie hierso wat mense foto's van kan neem of wat hulle kan miskien foto's dateer of so. Want dit wat ek in my mond insit, gaan deur my maag en dan gaan dit net toilet toe, is dit nie? Is dit al wat gebeur met wat in my mond ingaan? Waartoe gaan al daai dinge? Wel, dit gaan partykeer hier op die heupe, dis waar. Meeste van wat ek in my mond insit, inteendeel alles wat in my mond ingaan, gaan in my bloed en dit word in my hele lyf versprei en dit affekteer elke selletjie in my liggaam. So wat ek in my mond insit, het 'n direkte impak op my brein. Wat ek in my mond insit, is nie net die enigste element van dit nie, maar wat ek in die res van my liggaam insit. Hoe anders sit ons goed in ons liggame in buiten van wat ons eet? Ons kinders daar agter, Abby, hoe anders sit jy iets in jou lyf in buiten van om te eet? Wat ek ruik, wat ek inasem, so as ek 'n asemvol suurstof invat, dan gaan dit mos in my selle inkom, is dit nie? As ek 'n lekker asemvol van die, wat is die pollution? Besoedeling, dankie. As ek die besoedeling inasem, waartoe gaan dit? Gaan dit net in my longe en weer uit my longe uit? Dit word in my selle ingeabsorbeer. So wat ek inasem, wat ek eet, wat ek drink, wat in my vel geabsorbeer word, alles het 'n impak op my hele liggaam en op my brein spesifiek. Het julle al gesien, net om daai voorbeeld net mooi in te skerp, het julle al gehoor van die plakkertjies wat jy kry vir pyn? Julle hoor al van plakkertjies, ek kan nou nie eers almal, hulle het so verskillende name, maar baie van hulle sit jy op die vel en dit help vir pyn. Hoekom help dit vir pyn? Dit word deur die vel geabsorbeer. En jy sal kry dat party mense wat daai plakkers gebruik, en daai plakkers is 'n morfienbasis gewoonlik, sal onmiddellik vir sê as ek daai plakker opkry op my vel, binne 10 minute, dan begin ek sterretjies sien of ek begin olifantjies sien of wat ook al. So kan iets deur my vel by my brein uitkom? Absoluut. En dit is 'n herinnering vir ons. Hierdie beginsels is 'n herinnering dat alles wat in my liggaam in aanraking kom, of ek dit eet, ruik, drink, asem, hoor, sien, dit kom in my liggaam en dit gaan na my brein toe en dit gaan my brein affekteer. Maak dit sin? So ons gaan 'n bietjie verder gesels hierdie week oor gesonde kosse. Ons gaan gesels oor watter oefeninge ons kan doen wat die brein versterk, wat die hele senuweestelsel versterk en wat help om daai frontale lob spesifiek op te pas, want dis wat ons wil doen, is dit nie? Die res van my brein is ek is baie lief vir die res van my brein. Ek wil hê al die ander dele moet werk, maar vir my is die frontale lob seker die heel belangrikste deel, want selfs al wil my toon nie meer so lekker werk nie en my been wil nie lekker weer loop nie, wil ek ten minste kan evalueer en goeie besluite neem. Dis my eie persoonlike keuse en ek weet verskillende mense het ander prioriteite, maar vir my is die frontale lob seker die heel belangrikste gedeelte wat ek wil oppas. Die goeie nuus is, as ek die frontale lob oppas met hierdie beginsels, dan help ek outomaties die hele brein. Maak dit sin? Ons gaan gesels 'n bietjie oor goeie water drink, hoe om daai water in te vat sodat ek die brein kan kry wat reg funksioneer. Al die ander elemente het 'n impak op die brein. En dan wil ek vanoggend net vinnig stil staan by die woord temperance. Wie van julle weet wat die woord temperance beteken? Ek dink die Afrikaans is baie keer bietjie snaaks. Sy verskillende betekenisse hoe hy in die definisie deurkom, is soms bietjie snaaks. Daar's baie vertalings wat vir temperance vertaal in Afrikaans as matigheid. En dit is nie eintlik 'n akkurate vertaling nie, want matigheid het 'n, ek wil amper sê dis 'n redelike oop woord. As ek sê maar ek nou gehoor kafeïne is nie baie goed vir my nie en ek besluit wel ek gaan dit nou net in matigheid gebruik. Dan bedoel dit in plaas van 20 koppies koffie 'n dag gaan ek miskien nou net 2 koppies koffie 'n dag drink. Dis matigheid, is dit nie so nie? Maar die woord temperance se vol definisie is om heeltemal weg te bly van dit wat skadelik is en om dit wat goed is in matigheid te gebruik. Dis 'n bietjie anderste, is dit nie so nie? Wie van julle het al gehoor mense wat sê, ja, ek is 'n diabetes maar ek eet nou nie klomp van die goeders nie. Ek eet net naweke eet ek nou net my soetgoedjies en dan sal ek nou net so 2 keer 'n week 'n roomysie eet en dan nee, ek eet nou nie elke dag 'n vol blok chocolates nie. Ek eet nou net so 3 blokkies chocolates 'n dag. Het jy al gehoor mense praat so? Dis matigheid. Maar matigheid beskerm nie my brein nie. Temperance
of vol selfbeheersing is wat my brein beskerm, om daai selfbeheersing in te pas, om te sê, as ek weet iets is skadelik, om totaal van dit af weg te bly.